ons dit net so, dan gaan ons net saam bid. Hemelvader, ons het hierdie pragtige lied so pas gesing, Heavenly Father, we appreciate you, Son of God, what a wonder you are, and Holy Spirit, what a comfort you are. Ag Here, ons dank U dat ons U die drie-enige God kan aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees, een God wat homself bekend maak in 3 persone, en kan ons maar net vanaand die woorde uiter van Gesang 245 vers 11. Ewig onbegryplik wese. Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Here, ons ken nou ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken. En ons sien uit na daardie dag, maar Here, vir die interim tyd het ons die verantwoordelikheid om ons neus in die Bybel te hou en te lees en te bid, o Gees van God. U wat hierdie woord uitgeasem het, dat U vir ons wysheid sal gee om te verstaan wat ons lees, om die Vaderhart van God te hoor en die Seun te verhoog en te verheerlik deur die gehoorsaamheid aan dit wat ons lees en wat ons ook dan doen in ons daaglikse lewe. Baie dankie vir ons broeders en susters vanaand hier, vir hulle wat ingeskakel is op Facebook en op Webwoord. Ag Here, sal U vir hulle ryklik seën. Ag, ons weet Here dat hierdie platforms nie die samekoms kan vervang nie, ons weet dit. En ag, ons bid vir hulle wat vanaand hier kon wees en wat nie hier is nie, dat U getrouheid in hulle harte sal wek, maar vir hulle wat ver bly en op plekke bly, waar daar nie 'n kerk is wat met die waarheid besig is nie, dankie vir hulle wat op hierdie manier ook kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. En dankie dat U hulle weer gebruik op hulle beurt, om ander te nooi en saam te luister en saam te kom rondom U waarheid. Ons aanbid U dat U selfs ook hierdie manier gebruik, om U kerk uit te brei en U naam te verheerlik. En daarom wil ons vra, Here, dat U nou die woorde van my mond, en ook die oordenkinge van my hart, welbehaaglik sal maak voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ons is by Psalm 7. Psalm 7, nou daar is 150 van hulle, so hou moed. Ek gaan nie gou 'n beroep aanvaar nie, vir u wat al klaar moedeloos is met my, staan sterk. Daar is nog net so 143 oor na vanaand. Maar die gedagte is maar net om u te onderrig uit die woord, en ons moet nie haastig raak wanneer dit kom by boeke soos Psalms, om te kyk hoe vinnig kan ons daar deurkom, of hoe vinnig kan ons deur Openbaring werk nie. Die Here gee vir ons sy woord, sodat ons stelselmatig deur dit kan beweeg, en kan leer wie hy is, wie ons is, die verlossing in Jesus Christus, en dan ook voorbereid na sy heerlikheid kan gaan. Ek wil vir u sê, ek het hierdie week 'n gesprek met iemand gehad, toe sê ek vir hulle, ons moet so leef, dat wanneer die Here ons kom haal, wanneer ons sterwe, dat ons hierdie lewe net sal voortleef in die hemel. Met die enigste verskil, ons sal nie meer sonde hê nie. Maar dit moet nie vir ons 'n vreemde ding wees, as ons die dag sterwe, en dan dink ons gaan die Here in die heerlikheid dien, en dan gaan ons hom eers begin volg nie. Daarom is dit nodig om elke dag tyd met die woord te spandeer, om God sy stem te hoor deur sy woord, om te hoor wat hy van jou vra en verwag, en om hom beter te leer ken. En daarom wil ek vir u sê, dit is nodig dat ons so deur die woord werk. In die oggende dan, die boek Openbaring, ons het vanmôre dan ook die besondere boodskap gesien van die historiese betekenis van die 7 briewe aan die 7 gemeentes, die profetiese gedagte, en dan die gemeente Efese, en die oproep dan vanmôre ons eerste liefde. Nou vanaand gaan ek met u praat oor die gedagte wanneer mense kwaadwillig teenoor jou optree. En ek wil vir u sê, vriende, dit gebeur baie. Jy vra nie daarvoor nie, dit kom net na jou, onaangekondig. En het ons ook vanaand hierdie besondere psalm om te sien wat ons optrede moet wees. En ons gaan bietjie lees daar uit Psalm 7. Sigajon van Dawid, wat hy tot eer van die Here gesing het weens die woorde van Kis, die Benjamiet. Here, my God, by U skuil ek, verlos my van al my vervolgers en red my, sodat hy nie soos 'n leeu my verskeer en wegruk, sonder dat iemand red nie. Here, my God, as ek dit gedoen het, as daar onreg in my hande is, as ek hom kwaad aangedoen het, wat in vrede met my geleef het, ja, ek het hom gered, wat my sonder oorsaak vyhandig was. Mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe teen die grond vertrap en my eer in die stof laat woon. Sela. Ek het vir die gesê, die woordjie Sela kan beteken, om net 'n paar oomblikke te dink oor wat hy nou net gesê het, om jou gedagte net so 'n bietjie te rig na wat so pas geskryf is. Vers 7,
Staan op, Here, in u toorn, verhef u teen die grimmigheid van my teenstanders en ontwaak vir my, u wat die reg beveel het. En laat die vergadering van die volke u omring, keer dan bo hulle terug in die hoogte. Die Here oordeel die volke, doen aan my reg, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. Laat tog die boosheid van die goddelose mense einde neem, maar bevestig u die regverdige, ja, u wat harte en niere toets, o regverdige God. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. God is 'n regverdige regter en 'n God wat elke dag toornig is. As hy hom nie bekeer nie, maak hy sy swaard skerp. Hy span sy boog en mik daarmee en berei vir hom dodelike werktuie. Hy maak sy pyle brandende wapens. Kyk, hy is in barenswee van onreg en is swanger van moeite. Hy baar leuns. Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug en sy geweld kom op sy skedel neer. Ek wil die Here loof na sy geregtigheid en die naam van die Here, die Allerhoogste, psalm sing. 'n Baie besondere psalm in God se woord. Nou, ag vriende, ek wil vir u noem, daar is geweldig baie Bybelleesprogramme wat jy kan volg. En dan is daar ook die audio Bybel. En dis nogal baie keer goed om dit aan te sit en te luister hoe dit voorgelees word. En baie keer hoor jy en sien jy iets in die teks wat jy andersins miskien sou gemis het, en kosbaar om te hoor hoe Dawid dan ook hierdie psalm vir ons neergepen het onder leiding van die Heilige Gees, en ons gaan vanaand sien wat die boodskap dan ook daarin is. Nou as teks en oordenking het ek die tweede vers gekies. Here my God, by u skuil ek, verlos my van al my vervolgers en red my. Die tema van vanaand dan, wanneer mense kwaadwillig teen jou optree. Wanneer mense kwaadwillig teen jou optree. Nou vriende, Dawid was 'n baie besondere man gewees, en ek glo elkeen van u sal met my saamstem as ons deur Dawid se lewe lees en ons sien hoe Dawid as koning gesalf is en hoe hy gevlug het vir Saul en later die troon bestyg het en hoe hy as koning geheers het. Dan sien ons dat hy 'n besondere man was. Die Bybel sê 'n man na die hart van God. Hy was nie sondeloos nie, en ons dank die Here dat ook Dawid se sonde in die Bybel vir ons opgeteken is. Dit is die grootste bewys dat die Bybel nie 'n mensgemaakte boek is nie, want as 'n mensgemaakte godsdienst daar gestel word, dan skryf hulle in hulle boeke al die mooi goedjies, en hulle probeer die lelike goed eenkant hou. Die Here kom ook deur die lewe van Dawid en wys vir ons, dat al dink jy's geestelik hoe sterk, is daar altyd die moontlikheid dat jy kan val as jy nie naby die hart van God bly nie. Daarom is dit nodig om te sien dat Dawid ook sy hart voor die Here telke male uitstort, om vir die Here te sê, Here, u weet, u ken, u verstaan, u vergewe, u straf, u tugtig, maar Here, by u skuil ek, want by u is dit die veiligste. En ons gaan vanaand bietjie kyk, in hierdie psalm sien ons, Dawid het nie sonde gedoen nie, maar mense het kwaadwillig teenoor hom begin optree. En ek wil my boodskap begin deur vir u te sê, dat daar twee tipe sondaars in die wêreld is. Nou, u wonder miskien watter twee tipe sondaars daar is. Nou, ek gaan vir u die antwoord sommer dadelik gee, dat u nie verder hoef te wonder nie. Die een groep is die groep wat nog nie uit genade gered is nie. En die ander groep is die wat uit genade gered is. Dis die twee tipe sondaars wat ons vandag kry. En nou kan u hare miskien daar in die nek so bietjie regop staan en sê, maar ek is nie meer 'n sondaar nie. Nee, kom ek sê vir u wat Paulus sê in 1 Timoteus 1:15. Hy sê, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Aan die einde van Paulus se lewe kom hy en hy sê vir Timoteus, luister Timoteus, ek is die vernaamste van alle sondaars. En Paulus het nie daar gesit met sy sigaar in die mond en 'n bottel brandewyn en 'n blond op sy skoot nie. Dis hoe mense dit wil interpreteer, en mag die Here hulle genade gee om hierdie boosheid uit hulle harte te verwyder. Paulus was op hierdie stadium 'n apostel van die Here, 'n man wat vir God geleef het met alles in sy binneste, en hy sê, ek besef al hoe meer dat ek die vernaamste van alle sondaars is, maar God het my uit genade kom red. Daarom sê ek, die twee tipe sondaars in die wêreld is die een wat nog nie by God se genade
uitgekom het en gered geword het en hierdie genade gesmaak het nie, en die ander een dan wat deur God se genade geroep, getrek, gered en vrygemaak is van sonde. Die groot kerkhervormer Martin Luther was baie lief om hierdie Latynse uitdrukking te gebruik. Simul justus et peccator. Nou ek weet nie of ek dit reg uitspreek nie, maar hoe dit ook al mag sy, ek gaan vir u probeer verduidelik wat hy gesê het. Hy het gesê, we who are in Christ are at one and the same time just and sinners. Just and sinners. Nou, belangrik om te sien, ons wat in Christus is op dieselfde oomblik geregverdig in die Here Jesus. Ons is voor God in die kleed van geregtigheid gehul. God sien ons as vrygekoop, as verlos, as verheerlik voor hom, maar ons beleef nog die daaglikse stryd met sonde en somtyds val ons nog. En 'n vriend, ek sê dit vir u, juis om by hierdie boodskap van vanaand uit te kom. U sien, omdat ons in 'n wêreld bly, wat gevul is met sondaars, gevul is met mense wat die Here nie ken nie, en mense wat tot bekering gekom het, wat nog groei op die pad van heiligmaking, moet ons weet, omdat hierdie mense op aarde is, en u en ek vanaand hier is daar altyd die moontlikheid en die potensiaal vir misverstande, vir vyande, vir dinge wat gebeur, lyding as gevolg van sonde, van ander mense se kant, juis omdat ons op 'n gevalle wêreld bly met gevalle mense. Nou daar is 'n spreekwoord wat sê die makste hond by die seerste. En in hierdie Psalm gaan ons dit sien. U sien hierdie mense wat die naaste aan Dawid geleef het hom die seerste gemaak. Dink aan die Here Jesus self. Hy wandel op aarde en een van die 12 wat saam met hom vir 3,5 jaar gewandel het, verraai hom. Die kerklui van sy tyd kruit hom uit as 'n vraat en 'n wynsuiper en 'n vriend van die sondaars. En die Here Jesus kom en hy sê in Johannes 15 vers 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Met ander woorde, vriende, ons moet onthou dat daar altyd die potensiaal is vir misverstande, vir mense wat teen jou kwaadwillig sal optree, en dan ook mense wat jou seer maak, van jou kwaad praat, en probeer om jou naam skade aan te doen. U moet nie wonder of het sal gebeur nie, u moet eintlik vra, wanneer dit gebeur, wat moet ek dan doen? En ons gaan dit vanaand uit Dawid se lewe sien. Nou ons lees van 'n man met die naam van Kis, die Benjamiet, in hierdie gedeelte in Psalm 7, wat kwaad gepraat het van Dawid, wat kwaadwillig teenoor Dawid opgetree het. Nou ek het 'n bietjie navorsing gaan doen, om te kyk of ek kan sien wie Kis die Benjamiet was, en al die kommentaarskrywers sê dat, hulle is nie seker wie dit was nie, en dit kan heel moontlik net 'n bynaam gewees het van iemand, Kis die Benjamiet, om dan 'n persoon te identifiseer. Maar daar is plekke in die Bybel waar ons kan sien, waar Dawid praat van mense, wat kwaadwillig teenoor hom opgetree het, en ek lees vir u 2 van die gedeeltes, en u kan maar self u gedagte opmaak, watter een u wil kies, maar die gedagte net, mense het kwaadwillig teenoor Dawid opgetree. Ons lees in 1 Samuel 26:19, u sal onthou dat Dawid vlug vir Saul, Dawid is klaar gesalf as koning, Saul wil nie van die troon afgaan nie, die Here stuur hierdie vervolging om Dawid te vorm, sodat die Here later vir Dawid kan gebruik as koning in Israel, en Dawid kon by verskeie geleenthede Saul doodgemaak het, want Saul het hom gejag, soos 'n mens 'n wilde dier jag. En op 'n stadium toe Dawid Saul se lewe kon wegneem en dit nie gedoen het nie, maar die spies en die waterkruik by sy kop en end geneem het, gaan staan en hy sê in 1 Samuel 26:19, laat my Heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. Nou praat Dawid met Saul. Hy sê, as die Here u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan. Maar as dit mense kinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie, deurdat hulle sê, gaan weg,
dien ander gode. U sien, daar was 'n groep wat lojaal was aan Saul, en nie God se nuwe koning, Dawid, wou aanvaar het nie. En hulle het vir Saul klomp leuns vertel van Dawid, en klomp dinge vertel, sodat Saul Dawid begin jag het. En die Bybel sê dat Dawid ook hierdie mense wat kwaadwillig teenoor hom opgetree het, dan ook in hierdie gedeelte na verwys as mense, wat dan ook hom wil wegdrywe van die samesyn van die kinders van die Here. 'n ander geval lees ons in 2 Samuel 16 vers 5, en dit is die man met die naam van Simei. Ek lees vir die vers 5 van 2 Samuel 16, en toe koning Dawid tot by Bahurim gekom het, kom daar vandaan juis 'n man tevoorskyn uit die geslag van die huis van Saul met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek, en Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter en linkerkant was. En dit het Simei gesê terwyl hy vloek, weg jou bloedvergieter en jou deugniet. Hy was ook 'n man wat lojaal was aan Saul en Saul se koninkryk, en hy het van Dawid kwaad gepraat, en hy het probeer mense ophits en aanhits om teen Dawid en sy koninkryk op te staan. Nou, van wie Dawid hier praat in Psalm 7, weet ons nie, maar een ding weet ons, dat Dawid nie skuldig was aan dit wat hulle gesê het nie. Dawid was nie 'n bloedvergieter nie, maar juis 'n man wat opgetree het namens die Here om dan ook die boosheid uit die land te verdryf. En ek wil vir u sê, ons is hopeloos te gemaklik met boosheid in ons land. Ek sê nie neem die swaard op en maak mense voor die voet dood nie, glad nie, dis nie wat ek sê nie. Maar ons moet standpunt inneem teen die boosheid. En dan ook sien ons baie duidelik dat Dawid nie Saul vervolg het en nie kwaadwillig teenoor hom opgetree het nie, maar is juis opgesteek. Saul is opgesteek deur mense om te dink dat Dawid dit doen. Dit is my baie interessant hoe ek bietjie kyk daarna en ek sien hoe Dawid ly onder die kwaadwilligheid van mense, en ek dink aan die woorde van 1 Petrus, die 2de hoofstuk, die 19de vers en volg. Hoor wat sê Petrus, en dan gaan ons kom by die verklaring van die Psalm. Petrus sê, want dit is genade, as iemand ter wille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly. Die meeste van ons as lyding oor ons pad kom, bid ons, Here, verwyder dit so vinnig as moontlik, en daai persoon wat lyding veroorsaak, somme hom ook. Somme die hele pakket, Here, laat hulle net uit my lewe uitkom. Wat sê die Bybel? As jy leed verdra deur onregverdig te ly, is daar 'n voordeel in God se plan met jou lewe. Vers 20. Want watter roem is daar as jy verdra, wanneer jy sonde doen en geslaan word? So Petrus sê, as jy sondig en jy ly, moenie jouself as 'n martelaar uitmaak nie. Ag goed, dikwels sal mense hulle lip vasstrap en die trane rol, en hulle sê, ja, mense kom so teen my op, maar as jy gaan kyk na die boosheid van hulle lewe, dan besef jy, hulle verdien hierdie lyding. Dit moet oor hulle pad kom. Petrus sê, hy sê, as jy verdra wanneer jy niks verkeerd gedoen het nie, is dit 'n wonderlike ding in die oë van die Here. Hy sê, as jy verdra wanneer jy goed doen en ly, dit is genade by God, vers 21. Want hiertoe is jy geroep, omdat Christus ook vir julle gely het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is nie, terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het nie gedurig of gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Vriende, ek het 'n voordeel bo Dawid. Dawid het nie 'n Nuwe Testament gehad nie. Dawid kon nie gereflekteer het op 1 Petrus 2:19 nie. Dawid was midde in die stryd. Hy was vervolg deur Saul. Hy het in spilonke gebly. Die seun van Simei het hom gevloek en sleg van hom gepraat en kwaadwillig teenoor hom opgetree. Hy het nie Petrus gehad om na terug te gaan en te sê, ja, nou verstaan ek dat die Here sê, dit is nodig dat ons ly. En dit is genade dat die Here vir ons dan ook deur hierdie lyding stuur om ons te vorm. En Jesus is ons voorbeeld. Dawid het dit nie gehad nie. En tog sien ons hierdie man na God se hart wat opgetree het op 'n manier wat die Here verheerlik het. En kom ons kyk nou na hierdie boodskap met dit as inleidende gedagte, na so 4 gedagtes, wat Dawid se reaksie en optrede was, en my en jou reaksie moet wees, wanneer mense kwaadwillig
teenoor ons optree. Ek dink as ek hier voor by myself begin en hier deur beweeg tot daar bo op die galery, sal elkeen 1 of 2 of 3 of 10 of 15 verhale kan vertel van so iets wat al met u gebeur het. Kom ons kyk wat ons optrede moet wees, en as u sien die optrede was nie reg nie, dan moet iemand maak soos ek gemaak het. Bely en laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry. U moet tog nie dink ons predikante het 'n makliker lewe as u nie. Ons word ook versoek, daar word ook kwaad gepraat teen ons. Die hoogste bome kry dikwels die meeste wind. En die Here moes my kom leer het in 19 jaar van bediening, om hierdie kwaadwilligheid teenoor 'n mens op 'n Bybels verantwoordbare manier te hanteer. En kom ons leer uit die lewe van Dawid vanaand. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het uit hierdie psalm is, hoe hanteer ek kwaadwillige optrede teenoor my, of teenoor my geliefdes, of mense wat naby my is. Die eerste gedagte wat ek raak gesien het, wees eerlik met die Here. Wees eerlik met die Here. Ek lees vir u, Psalm 7, Sigajon van Dawid, wat hy tot eer van die Here gesing het, weens die woorde van Kis, die Benjamiet. Here my God, by u skuil ek, verlos my van al my vervolgers, en red my uit, sodat hy nie soos 'n leeu my verskeer, en my wegruk sonder dat iemand red nie. Here my God, as ek dit gedoen het, as daar onreg in my hande is, as ek hom kwaad aangedoen het, wat in vrede met my geleef het, ja, ek het hom gered wat my sonder oorsaak vyandig was, mag die vyand my dan vervolg en inhaal en my lewe in die grond vertrap en my eer in die stof laat woon. So met ander woorde, Dawid is eerlik voor die Here. Nou hierdie gedagte, Sigajon, u wonder seker wat beteken dit, né? Ek het ook gewonder, en toe ek so 'n bietjie gaan navorsing doen. Hierdie in die Engels beteken 'n rambling poem. Eenvoudig wat dit beteken, Dawid gee in hierdie psalm deur die op- en aftye in die lewe van 'n mens. Die hoogtepunte en die laagtepunte. Daarom 'n rambling poem. Dawid spreek die hoogtepunte uit en die hartseer uit en die vertroue in die Here en dan die blydskap in die Here. Alles kom in hierdie psalm na vore, juis omdat Dawid beleef wat hy beleef. U sien, ons as mens beleef ook hoogte en laagtepunte. U moet tog nie die leuen glo wat hierdie klomp TV-predikers vir ons wil sê, dat every day is a Friday nie. Luister, every day is nie a Friday nie. Jy kry ook 'n Monday en 'n Tuesday en elke ander dag. Luister, jou beste lewe is nie nou nie. Selfs die rykste van ryk mense beleef stryd, probleme, siekte en hartseer. Ek dink so aan die groot sportster, die golfster Tiger Woods. 'n Man wat hoogtepunte bereik het, wat geen ander golfer omtrent nog bereik het nie. En een na die ander ding het hom getref, ja, weens sy eie sonde, en weens sy eie boosheid. Vandag het hy hierdie probleem met sy bene na die groot motorongeluk wat hy gehad het. Die gedagte wat ek net vir u wil gee, Sigajon van Dawid beteken, ons sal hoogte en laagtepunte hê. Die wêreld verstaan dit nie. Hulle dink dat dit op die einde van die dag 'n lyding is waardeur hulle moet gaan. En hulle raak baie keer opstandig teenoor die Here en teenoor alles wat reg is en wat waar is. 'n Kind van die Here sê, dis deel van my lewe. Die Here Jesus self het daar gehad waar mense hom uitgekruit het. Hulle wou hom van 'n krans afgestamp het. Hulle was vyhandig teenoor hom. Luister, ook dit sien ons in Dawid se lewe. Baie treffend. Het u dit raak gelees? Sigajon beteken die op en af in sy lewe, maar wat my kosbaar is, die Bybel sê wat hy tot eer van die Here gesing het. Dawid het die moeilike tye gesien as uit die hand van God om hom te vorm, en die maklike tye het hy gesien as maniere om God te loof en te prys. Sy hele lewe was gevul met hierdie groot waarheid. U sien, Dawid leef nie in ontkenning nie. Hy sê, Here God, ek by u skuil ek, verlos my van my vervolgers. Baie kinders van die Here probeer so geestelik moontlik wees, en hulle wil nie eintlik vir die Here vertel wat aangaan in hulle lewe nie. Oom het eendag vir my gesê, ag, die Here is so besig, hy gaan elk van die belang stel in my probleem nie. So asof die Here 'n kantoor het en hy het lys mense wat hy per dag sien, en as jy nie in die lys is of in die ry is nie, gaan jy nie by hom uitkom nie. Wat 'n belaglikheid.
Dawid is eerlik en hy sê, Here, U weet van my vyande, ek kom na U toe. U sien die mense wat kwaadwillig teenoor my optree. Here, asseblief, help my en gee vir my genade. Hoor hoe pragtig beskryf die Nuwe Testament dit. In Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking met danksegging bekend word by die Here. As jy vanaand besorgd is oor mense wat kwaadwillig teenoor jou optree, wat jou goeie naam probeer belaster, wat opstaan teenoor jou, wat miskien lieg oor jou karakter probeer in 'n slegte lig plaas, onthou, die Here weet daarvan, sê dit vir hom in jou gebed. Hou op rondrol in die bed en by jouself dink, ek sal ou terugkry. Hy moet net kyk, ek is op pad. En ek sal terugkom soos 'n ton bakstene op hom. Dis mos wat ons hart vir ons sê. Ag, ons gaan nie vir mekaar lieg nie. Daar in die bed lê ons en ons dink by onsself wat ons sal en kan doen, as ons net die krag gehad het. Dawid was 'n man na God se hart. Dawid was 'n koning. Hy was 'n man wat 'n weermag agter hom gehad het en hy sê, Here, verlos U my. U ken alles. Ons moet alles deur gebed en smeking aan die Here bekend maak, ook dit wat ons in ons lewens seer maak. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Belangrik om te sien, vriende, dat ons hierdie eerlikheid van Dawid sal sien en sal toepas in ons lewe. Verder sien ons ook, dat Dawid sy eie hart ondersoek het. Het u dit gesien? Dawid ondersoek sy eie hart in hierdie gedeelte. Hy sê in vers 4, Here God, as ek dit gedoen het, met ander woorde, as mense kwaadwillig teenoor my optree, omdat ek teenoor hulle verkeerd opgetree het, kom wys dit vir my. Ek het hier in my notas geskryf, baie maal leef ons soos slagoffers, terwyl ons baie keer die skuld dra. Die beste ding om te doen, as jy 'n storie hoor, of as mense kwaadwillig teenoor jou optree, is om na die Here te gaan, eerlik voor hom te wees, en te sê, Here, ondersoek my hart. Kom staan eers stil by my. Kom wys eers vir my of ek nie dalk skuld het aan hierdie probleem, wat nou op die horison verskyn het nie. En dis 'n Bybelse beginsel, want Psalm 139 is ook 'n psalm van Dawid, en hy sê, Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit, U ken my opstaan, U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, U is met al my weë goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. Vers 23, die baie bekende woorde, deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So die eerste gedagte, wees eerlik met die Here. Wees eerlik met jouself. Doen selfondersoek en kyk, het jy nie dalk skuld in hierdie saak, waar mense kwaadwillig teenoor jou optree nie, en werp dan jou bekommernis op die Here. Gee hierdie saak vir die Here, en dit bring ons by die tweede gedagte, laat God die regter wees. Nou wat doen 'n regter? Sê gou vir my vriende, kan die prokureur 'n uitspraak lewer? Of die advokaat of die staatsaanklaer? Nee. Dis wanneer die saak voor die hof gebring is en die regter hoor dit aan, dat die regter die uitspraak maak. En die regter se uitspraak staan. En so moet ons ook sien hoe Dawid eerlik is voor die Here. Hy sê, Here, hier is ek, ondersoek my hart, dis wat gebeur het, hierdie mense tree kwaadwillig teenoor my op, maar Here, ek vra dat U die regter sal wees. Ek lees gou vir U, vers 7, staan op, Here, in U toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teestanders, en ontwaak vir my, U wat die reg beveel. Here, U weet wat is reg, wat waarheid en wat leuen is. Sal U asseblief as regter optree. Vers 8, en laat die vergadering van die volke U omring, keer dan bo hulle terug in die hoogte. Die Here oordeel die volke. Doen aan my reg, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. Laat tog die boosheid van die goddelose mense einde neem, maar bevestig U die regverdige. Ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. God is die regverdige regter. Kan nie agterkom wat Dawid doen?
In sy tyd van stryd, waar die mense kwaadwillig teer hom optree, sing hy hierdie lied tot eer van die Here, en hy sê, Here, tree U asseblief op namens my, want ek gaan my vergryp. Ek gaan dinge doen, en dinge sê wat ek miskien later spyt oor is. U sien, vriende, dikwels wil ons reg in eie hande neem. Ons wil ons self verdedig en ons goeie naam beskerm, en wil ek net vanaand vir u ietsie sê daaroor. By tye kan jy jou saak stel. U kan miskien vir my sê, nou maar, waar kom ek daaraan in die Bybel? Onthou u toe hulle Paulus vals beskuldig het? Toe het homself voor koning Agrippa verdedig. En hy het gesê, koning Agrippa, ek staan hier voor u, en ek vertel vir u die waarheid. Ek hoor wat die kwaadwillige beskuldigings en aantuigings teen my is, maar ek wil net vir u sê, hier is die waarheid. Later word hy dan ook na Rome gestuur, omdat hy hom op die keiser beroep het, en daar ontmoet hy die Jode in Rome, en hy doen presies dieselfde, en hy sê, broeders, ek is vals beskuldig van sekere sake, en ek wil net my kant aan julle stel. Wat hulle doen, wanneer jy jou kant stel, berus by hulle. As jy klaar jou kant gestel het, laat die saak aan die Here oor. Moenie bokshandskoene aantrek en in 'n kruit klim nie. Het jy agtergekom wat gebeur met die twee in die kruit? Nie een van hulle twee kom uit vars, fris, netjies, alles is mooi nog reg, die kuif is reg, alles nie. Die sweet loop, die oog is geswel, die ou mond bloei, hy staan so 'n knop, die neus het bloed in. As ons in 'n bokskruit klim of ons raak in 'n geveg betrokke met mense wat nie wil glo wat ons vir hulle wil sê nie, maar wil glo wat ander van ons vertel, laat hulle maak wat hulle wil maak. Jy roep God in as regter en vra, Here, sal U nie asseblief self op U tyd oordeel nie. Psalm 44:27 staan op tot ons hulp en verlos ons om U goedertierenheid ontwil. Psalm 12 vers 6, oor die verdrukking van die elendiges, oor die gesig van die behoeftiges sal ek nou opstaan, sê die Here. Ek sal hom in veiligheid stel wat daarna smag. Nou ek wil vir u sê, as jong predikant het ek 'n paar bloedneuse gekry, paar blou oë, ek is dankbaar, ek het herstel, ek is genees, en ek dank die Here, ek is nog in die bediening. Op 'n stadium wou ek die bediening verlaat het, glo my, almale sonder tel het ek vir my vrou gesê, ek is nie lus vir hierdie nonsens, waar mense teenoor jou praat en goed van jou sê, en almal glo dadelik wat die mense sê nie, en ek het 'n geval gehad in 'n gemeente waar mense baie te sê gehad het oor ander mense. En hulle kom na my toe, hulle sê vir my, Dominee Gerard, hierdie en hierdie mense sê dit, en die volgende ou kom na my toe, sê vir my, hierdie mense sê dit, en ek vra vir hulle, wil julle nie asseblief vir my briewe skryf, dat ek net kan ietsie op papier hê om dan met hierdie mense te praat nie. En dit het so gebeur, ek roep die man en vrou na my studeerkamer, jongerige predikant, ek weet nog nie veel nie, lekker, soos die Engelsman sê, stupid. En ek roep hulle na my studeerkamer en ek sê vir hulle, luister, ek wil net gehoor, ek hoor, julle sê dit en dit en dit. Nee, dis is nie waar nie. Ek sê, okay, hier's briewe wat dit bewys. Hierdie mense lieg. En die man en vrou gaan te keer en ek sê later vir hulle, en u weet mos, ek kan ook so bietjie toornig raak, nie baie nie, maar ek het so halflyf oor die studeerkamertafel geklim, toe sê ek, man, luister, julle lieg. Julle is mense wat in hierdie gemeente baie skade al gedoen het, en lang storie kort te maak, hulle is by die gemeente weg en hulle het begin stories versprei. Een na die ander storie het begin kom van my en my vrou, en op 'n stadium toe staan ek op en ek sê, ek moet ons verdedig. En in daardie tyd van my verdediging kom die Here en hy leer my, luister, mense sal jou karakter kan sien, vir wie jy is. Jy op jouself verdedig, en jy laat die saak aan die Here oor, en ek het dit so gedoen. En die Here het wonderlik die uitkoms gegee, en daar het versoening plaasgevind, en ek dank die Here tot vandag, toe as mense van my kwaad praat, dan sê ek, Here, ek het nie gedink ek is so belangrik, dat mense van my praat nie, wow, ek het gedog ek is sommer maar 'n tiny klein oukie wat hier in Benoni rondsweef, maar as baie mense wat praat oor my, wonderlik dat hulle praat soos hulle wil, God weet wie ek is, en ek kan vir hom sê wanneer dit my seer maak, Here, u weet, hierdie mense lieg nou, hierdie mense praat nie die waarheid nie, maar Here, sal u asseblief die stryd vir my stry. Ag, in die bediening self is daar baie keer leraars wat van jou kwaad
uitstrooi en probeer om jou bediening skade te doen. En ek het eendag met 'n oproep toe 'n predikant my bel oor 'n saak, toe sê ek vir hom, dominee, weet jy wat waardeer ek? Al die medeleraars wat ek nie 'n sent hoef te betaal nie. Dat julle so lief is om my gemeente te beraad en vir hulle raad te gee. Ek het nie nodig om julle te betaal nie. Dis wonderlik vir my. En dis presies die gedagte wat ek dink Dawid wil deurgee. Daar kom 'n tyd dat 'n mens net sê, Here, sal u maar nie asseblief self regter wees nie. Dis moeg om jouself te verdedig, dat die Here regter wees. Hoor wat sê Psalm 68 vers 1. Psalm van Dawid, 'n lied. God staan op. Sy vyande raak verstrooid en sy haters vlug voor sy aangesig weg. Soos rook verdryf word, verdryf u hulle. Soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Maar die regverdiges is bly. Hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blydskap. Weet jy wat vir my hartseer is? Ou verstaan baie keer as sondaars teenoor jou kwaadwillig optree. Wat vir my hartseer is en my hart breek is wanneer kinders van die Here teenoor mekaar kwaadwillig optree. Waarom is kinders van die Here so lief om 'n leenstorie van 'n ander kind van God te glo? Is ons lewe so vervelig en so met ek wil amper sê moet niks wat ons het om te doen besaai en gevul dat ons nie eens kan hoor en kan sien deur mense wat kwaadwillig probeer optree nie. My gebed is dat ons sal hoor wat die Here vir ons in Psalm 103 vers 6 sê. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hou op jouself probeer verdedig. As jy vanaand iemand is wat kwaadwillig optree teenoor ander, los dit. Want God hoor en hy sien en hy sal as regter optree. 'n derde gedagte wat ek raak gesien het, is wag geduldig op die Here. Nou daai woordjie geduldig moet ek eintlik uitgehaal het hierso. Daar moes eintlik gestaan het wag op die Here, want niemand van ons is geduldig nie. Ons wil al hê die Here moes al gister hierdie saak uitgesorteer het, dan het ek nie 2 dae al gelei onder hierdie saak nie. Stem jy saam? Dit wil sê mense, die Here is so stadig om 'n ding uit te sorteer, in plaas van dat hulle sê ons is so haastig om dit uitgesorteer te kry. Luister, in die interim tyd is die Here met jou besig. Hy's met jou besig, hy's met my besig om ons te vorm, as hulle Jesus Christus 'n vraat en 'n wynsuiper genoem het. Wil ek vir u sê, moet ons nie, ek wil amper sê te verbaas wees as hulle slegter goed van ons sê nie. Want ons verdien dit miskien nog, maar hy nie. En kyk elke keer sy optrede, hy het teruggegaan na die opdrag wat God hom gegee het, om dan op aarde 'n sondelose lewe te leef, en later aan die kruis te sterf, as die sondedraer. Hoor wat sê die Bybel, Psalm 7 vers 15, kyk, hy is in barenswee van onreg en is swanger van moeite. Hy baar leuns, hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, keer op sy hoof terug en sy geweld kom op sy skierel neer. Pragtige beelde wat Dawid hier gebruik, né? 'n vrou wat swanger is so 9 maande swanger. En dan hoor jy, oe, né? Ek weet nou nie of het klink soos 'n koeievoël nie, maar 'n kind klink amper so, as hy die eerste keer huil. Glo my, ek was by 3 geboortes, dan druk hy so lang strooitjie in hy kind se neus, en hy hou nie daarvan nie, glo my. Want hulle skree elke keer op die susters wat dit doen. Maar die gedagte is net ook, om 'n gat uit te grawe. Dit vat tyd om dit te doen, maar later val jy self daarin. En wat Dawid eenvoudig hier wil sê is, ons as kinders van God, moet geduldig wag op die Here. Stel jou saak voor God, vra hom, Here, wees u die regter, en as jy dit klaar gevra het, wag geduldig op die Here vir uitkoms. Luister, die waarheid het 'n manier om uit te kom, wanneer ons dit nie verwag nie. Die Bybel leer ons om te wag op die Here, en ons sien dit in die lewe van Dawid, en ons sien dit in die lewe van die kinders van die Here deur die eeue, dat die Here op die regte tyd die waarheid laat seëvier het, en die saak aan die lig gebring het, en God is verheerlik. Baie keer is daar skade wat gedoen word, ek stem saam, ook daarin verheerlik die Here homself, deur ons nederig te hou, en ons afhanklikheid aan hom te verklaar elke dag. Hoor wat sê Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Ek lees daar in Psalm 31:25, wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag.
Spreuke 20:22, moenie sê, ek wil die kwaad vergelde nie. Wag op die Here, dat hy jou help. Daar is altyd 'n tydperk gekoppel aan hierdie tussentrede van God in sake. En ek wil vir u sê, vriende, wat vir my interessant is, en ek beleef hierdie goed omdat ek jarelang in die bediening is. Mense glo vinnig 'n kwaadwillige storie wat versprei word. En as die waarheid uitkom, is hulle die laaste om jammer te kom sê. Dan soek hulle verskonings of die wat graag die oor verleen het om te luister sê, ek het nog altyd gedink jy's onskuldig. Maar hulle weet, hulle die lang koppies koffie en tee gedrink saam met die een wat die storie vertel het. Ek wil vir u sê, mense, ek en jy het skynheilige harte, en ek en jy het al kwaadwillig teenoor mense opgetree, en ek en jy is vanaand net so skuldig, soos hierdie mense wat teenoor Dawid opgetree het, en Dawid was skuldig by tye waar hy kwaadwillig teenoor mense opgetree het. Ons dink maar aan Batseba se man, maar die hele gedagte wat ons in die woord sien, en wat ons raak lees, is dat ons nodig het om te wag op die Here. Nou vriende, hierdie wag is nie om passief te sit en niks te doen nie. Baie mense sê, ek wag nou vir die Here om uitkoms te gee. Let go and let God have his wonderful way. Ag vriende, ek wil vir u sê, daar is ook iets wat jy moet doen, is gaan aan met die werk van die Here. Ons raak so passief, dat ons hier in ons gedagtes besig is met daai mense, en jou man stap in en hy vra koffie, en jy sê, hey, maak vir jouself, ek is besig. En as jy besig eintlik met niks nie, jy is besig hier in jou kop met daai ou wat jou te nagekom het, en jou man weet van niks nie, of jou vrou weet van niks nie, en dan is daar uit, amper so 'n hond wat geskop is, en die hele gedagtes man net, dat ons sal sien, en sal verstaan, dat die wag op die Here beteken nie om niks te doen nie, maar om te sê, Here, ek bly u dien, ongeag wat mense vir my sê, dat hulle deur my aktiewe diens vir u, sal sien dat ek nie skuldig is, aan dit wat van my gesê word nie. Daarom is dit belangrik dat ons, al word daar kwaadwillig teenoor ons gepraat of opgetree, dat ons sal wag op die Here. Hoor hoe pragtig stel Psalm 33 vers 18 dit. Kyk, die oog van die Here is op hom op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou. Vers 20, ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild. Vers 21, want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Vers 22, laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Ek moet vir u sê nou, ek bely miskien vanaand voor u my bose hart, maar as mense kwaadwillig teenoor my optree, vat dit hier 'n aktiewe aksie van my kant om my gedagtes gevangene te neem, en wanneer daar kwaadwillige gedagtes van my kant af inkom teenoor ander mense, hoe ek hulle gaan terug te nakom om te sê, Here, ek vra u, dat ek u genade sal sien, u vergifnis wat u my gegee het, vergifnis aan ander mense sal gee, dat ek op u goedertierenheid sal hoop, dat u as regter sal optree, dat ek sal aktief wees in u akker en werk, en vergeet van hulle wat my kwaad aandoen, en u vertrou om self die uitkoms te bring. Psalm 130 vers 5, ek wag op die Here, my siel wag, en ek hoop op sy woord. My siel wag op die Here meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Baie keer hoor jy van familie, kinders, kleinkinders, en hoe hulle te nagekom is, hoe hulle by die skool miskien afgeknou is, of hoe die juffrou miskien kwaadwillig teenoor hulle opgetree het, of 'n buurman wat jou miskien gaan verklaar oor iets wat jy nie eens gedoen het nie, of wat ook al, en hier is in jou hart hierdie opstandigheid. Dan wil ek jou vra, kom tot rus, neem God se woord, en dat die reinigingswerk van die woord jou hart sal rig na hom, wat op die regte tyd sal oordeel, tussen reg en verkeer. Die laaste gedagte waarby ek gaan stilstaan, is gee dank en eer aan die Here vir die uitkoms wat hy bring. Dawid sê in die 18de vers van Psalm 7, ek wil die Here loof na sy geregtigheid, en die naam van die Here die Allerhoogste psalm sing. U sien, Dawid se lewe was gekenmerk deur dankbaarheid. As ons na sy lewe in psalms kyk, verstaan ons
so rapsie beter waarom hy die man na die hart van God genoem is. Want Dawid, wanneer hy gesondig het, was daar innige berou. Wanneer hy kwaadwillig opgetree het teenoor mense op 'n stadium toe hy die volk getel het en daar 'n pes plaasgevind het, sien ons sy berou, ons sien daar die gesindheid van Here, ek is jammer, ek het oortree. En wanneer hy onskuldig moes ly, sê hy, Here, ek gee oor aan U, en as die uitkoms kom, het Dawid God geloof en geprys. Hoe baie keer wanneer die uitkoms vir ons kom, dan sê ons, ja, ek het julle gesê, hy kry nou sy verdiende loon. Julle het gedink ek is skuldig, ek wil net vir julle sê, ek is onskuldig. Die Here sê, jy wat meen dat jy staan, pas op, pas op. As God vir jou tussen beide tree en hy laat hierdie leuen wat van jou versprei is, of hierdie kwaadwillige gesindheid teenoor jou, as dit aan die lig gebring word, dank hom vir die uitkoms. Gee eer aan hom, en probeer om daar die mense wat kwaadwillig teenoor jou opgetree het, vir sy koninkryk te wen. In elke stryd het hy sy toevlug, Dawid sy toevlug na die Here geneem. Ten spyte van stryd het hy op die Here gehoop. En as die uitkoms kom, het hy die Here geloof. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, hierdie is nie 'n maklike lewe nie. As jy vanaand dink is 'n maklike lewe, dan leef jy in 'n droomwêreld. Hierdie is 'n moeilike lewe. Dis 'n lewe gevul met stryd. Mense wat vir jou lieg, mense wat jou bedrieg, mense wat kwaadwillig teenoor jou optree, mense wat leuns van jou versprei, mense wat jou vervreem van ander mense, en jy voel soms, wat kan ek doen? Ek is so siek en sat hiervoor. Ek wil vanaand vir jou sê, ek het vir jou oplossing. Gaan na die regter van die hemel. Vertrou hom vir die uitkoms. Hy slaap nie en hy sluimer nie oor sonde wat plaasvind nie. En op sy tyd, wanneer hy klaar met jou is, want hy vorm jou in hierdie tyd, sal hy die uitkoms vir jou gee, en jy moet sy naam loof en prys. Ek wil vir u sê, Psalm 9 vers 1 sê, vir die musiekleier op die wysie van ster vir die seun, 'n psalm van Dawid, ek wil die Here loof met my hele hart, ek wil al u wonders vertel, in u wil ek bly wees en juig, ek wil psalm sing tot eer van u naam, o Allerhoogste. Dawid het geweet wat dit is, om die Here te loof en te prys, en nie net Dawid nie. Ons lees in Psalm 71, ons weet nie wie die psalm geskryf het nie, dit kan heel moontlik Dawid gewees het, maar dit word nie vir ons aangekondig wie hierdie psalm geskryf het nie, maar die skrywer sê, maar ek sal altyd deur hoop, en al u lof vermeerder. My mond sal u geregtigheid vertel, die hele dag u heil, want ek ken nie die maat daarvan nie. Ek sal kom met die magtige dade van die Here, Here, ek sal u geregtigheid vermeld, die van u alleen. O God, u het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek u wonders, en ook tot die ouderdom en die grysheid toe, o God. Verlaat my nie totdat ek aan die volgende geslag, u arm verkondig aan almal wat sal kom, u mag. Bestadium in my bediening, jonk in my bediening, kom ek agter daar is predikante wat in my kerkraad inbel, en probeer om my vergadering in 'n rigting te stuur om besluite te manipuleer. En ek kom toe agter daarvan, en een van my ouderlinge kom praat met my daaroor, en u onthou, of u sal seker dink, ek was seker baie gelukkig daaroor, ek het my vrou uitgevat vir ete, ons was baie bly daaroor, verseker nie. As jong predikant was ek up in arms. En ek het geweet daar lê 'n predikantskonferensie voor, en hulle het my gevra om te preek, en ek het 'n boodskap vir hulle gehad, glo jy my? En die boodskap was nie, dat ons lief moet wees vir mekaar nie, ek het myself voorgeneem, ek gaan by daardie geleentheid, so spesifiek na hulle kyk en vir hulle sê, julle klomp luise, ek weet wat julle doen, julle is besig om kwaadwillig teenoor my op te tree, die môre my stilte tyd, dis hoe die Here werk, Hebreërs 13 vers 1, die broederliefde moet bly. Ek wil jou sê, is 'n papsnoek wat my slaan. En ek dink vir myself, maar dis nie wat ek wil hoor nie. Ek wil nie hoor die broederliefde moet bly nie, ek wil nou in die bokskry klim. Ek wil hierdie ouens uitsort, want hoe durf hulle my kerkraad inbel, hoe durf hulle my gemeente probeer omverwerp, en die Here sê, die broederliefde moet bly, en dit kom by die predikantskonferensie, en dis die boodskap wat ek preek. En as inleiding vertel ek hoe ek weet, daar is mense wat in my gemeente inbel, wat probeer om my naam swak te maak, wat probeer om my bediening te kompliseer, maar ek sê vir hulle, die antwoord wat die Here my gee, die broederliefde moet bly.
Daarom is ek vandag nog in die bediening, amper 19 jaar later, nie omdat ek iets besonder is nie. Die Here weet hoeveel keer waar ek al geloop het, hoeveel keer ek al moedeloos was oor kwaadwillige optrede, maar dank die Here het my geleer, my kind, jy is ook 'n mens. En jy het ook al mense te nagekom in jou lewe. En jy moet leer om hierdie kwaad te verdra. En wanneer daar uitkoms kom, eer aan die Here te gee. En hoe wonderlik as jy op jou knieë val en vir die Here sê, Here, ek dank U vir die uitkoms wat U gee. Nou U weet dat daar 150 psalms in die Bybel is, en dan weet U daar's 150 psalms in die Psalm en Gesangeboek. U weet dit? Ek het dit nou vir U 'n paar keer al gesê, so, nou gaan ek vir U 1 of 2 verse lees uit Psalm 7, wat in die psalmbundel is, en dan sluit ons die diens af, deur 'n lied wat ons gaan sing. Nou moet ek my bril opsit, want ek gaan 'n oupa word. Ek kan regtig nie meer sien nie. Vergewe my en verskoon my asseblief vir hierdie verleentheid wat my nou aangedoen word. Maar daar staan, Here my God, by wie ek skuiling, redding soek, my teenparty, wat my jaag op al my spore, dring gedurig naderby. As U hand my nie verlos nie, sal hulle lewend my verslind. Soos 'n leeu die arme skaaplam, wat hy sonder herder vind. Vers 5, hoor o regter van die volke, doen aan my, o God, tog reg. Bid ek wel, o hoor my bede, na die waarheid van my weg. Straf die goddelose bende, stel hulle boosheid perk en paal. Help my, U wat hart en niere, met U kennislig deurstraal. Soos 'n held met skild gewapen, aanstap sonder kommernis, so voel ek by God my veilig, wat my skild en helper is. Want hy is die hoogste regter, wat die lyder reg verskaf. Elke dag ontvlam sy wraakvuur, wat die onregwerkers straf. Besondere psalm ook in die psalmbundel. U kan hom gaan deurlees vanaand, daar so 8 of 9 verse. En wat ek vanaand vir u wil sê, wanneer kwaadwillige optrede teenoor u kom, wat moet u doen? Presies dit wat Dawid gedoen het. Wees eerlik voor die Here. Sê vir die Here, Here, dis wat gebeur. Laat hom regter wees. Dis die veiligste en dis die beste dat hy die regter sal wees. Wag op die Here met geduld. En dan vra ek vir jou, gee dank aan hom wanneer hy die uitkoms gee. Want hy is die getroue God wat waak oor sy kinders. Kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie vir Psalm 7 en dankie dat ons hierdie waarhede kon leer. Ons sien maar die boosheid en bedrieglikheid van ons eie harte en ons vra, ag Here, wees vir ons genadig. Ons besef maar dat ons self mens is en somtyds ook oortree teenoor U in hierdie saak. Vergewe ons die boosheid van ons harte en die sondigheid van ons gedagtes wanneer daar kwaadwillig teenoor ons opgetree word. Een ding weet ek, Here, daar's een wat nooit kwaad gedoen het nie, en dit was U. En tog het hulle teenoor U kwaadwillig opgetree. En Petrus sê, U het vir ons 'n kosbare voorbeeld nagelaat. Want hoe U uitgeskel is, het U nie terug uitgeskel nie, maar alles oorgelaat aan U Vader, wat regverdiglik sal oordeel. Daarom vra ek vanaand vir myself en hierdie dierbare gemeente, Here, dat ons sal skuil by U, geduldig sal wag op U, die kwaad sal verdra, sal aangaan met die werk van die Here op 'n Bybels verantwoordbare manier, eer sal bring op U naam, en U en alles sal verheerlik, en ons weet U is die hoorder van ons gebed. Amen.